Goeiemiddag leerders van die Noord-Kaap en dan ook leerders van die Wes-Kaap. Ons is baie bly dat julle vanmiddag ingeskakel is by hierdie besigheidstudies hersieningssessie. Trouwens is sessie 9 alreeds. En ek wil hê julle moet lekker terugsit. Wees rustig. Ek hoop julle het julle rekenaars ook, sakrekenaars ook byderhand, want ons gaan hom later gebruik. Ons wil net graag vir julle herinner, laat weet gerus vir ons waar julle hierdie sessies waarneem en ingeskakel is. Die SMS nommer is 31498, SMS nommer 31498. Maar voordat ons aangaan, laat ek gou eers my mede-aanbiedster bekendstel. Sy is 'n gunsteling van ons en sy is weer terug na 'n klein vakansie. Lorraine, weer eens baie dankie. Ja, en dankie dat jy weer eens kon aansluit hier by hierdie sessies. Ek moet sê die leerders het jou geweldig gemis. Okay, nee leerders, ek is net so bly om terug te wees. En ek is bly ek is terug vir 'n baie belangrike gedeelte en dit is die hersieningsgedeelte wat ons gaan doen. So Lester, dankie. Ek hoop ons gaan weer vandag 'n lekker sessie met ons leerders in die Noord-Kaap, in die Wes-Kaap, daar van die Oeverberg, van Metropool Suid, van oral waar ons leerders ingeskakel is. Vertrou ek julle gaan 'n vrugtevolle sessie met ons hê. Ja, leerders, dankie Lorraine daarvoor. Leerders, ons is in die finale pylvlak en ons kan die eindpaal sien. Wat gaan bepaal of julle dit gaan maak of nie, gaan bepaal word deur wat julle gaan insit in hierdie laaste paar 100 meters na die eindstreep toe. Hierdie sessie het Lorraine aangedui gaan so 'n bietjie anders wees, maar voordat ons begin, net gou 'n aanduiding van hoe lyk jou vraestel. Julle het nou seker klaar julle September eksamen geskrywe en die vraestel het soos volg gelyk. Die einde van die jaar vraestel gaan presies dieselfde wees in terme van formaat. So kom ons kyk gou net vlugtig na daardie formaat. Daar is 3 afdelings, afdeling A, B en C. En daardie 3 afdelings in totaal tel 300 punte. Afdeling A, daardie tipe vraag in afdeling A is veelvoudige keuse vraag, as ook een woord vraag en dan ook pas die kolomme. Nou Lorraine, daardie vraag is natuurlik verpligtend, né? Ja, absoluut leerders. Onthou, soos Lester gesê het, dit is 'n hersieningssessie. Julle moet baie vinnig reageer op die antwoorde en ons wil op die einde van die dag ook sommer sien watter skole die vinnigste gereageer het. So dit is soos Lester sê, daai afdeling A is heeltemal verpligtend en julle weet wat beteken die woord verpligtend. Jy moet dit doen. Jy het nie 'n keuse nie. Nee, Lester? Dis reg, absoluut. So hy is jou eerste vraag en hy is verpligtend. Afdeling B, Lorraine, afdeling B, watter tipe vraag kan ons daar verwag? Nou leerders, eerstens, in jou vraestel sal jy sien jou afdeling B vraag is vraag 2, vraag 3 en vraag 4. Die tipe vraag wat jy kan verwag is direkte vraag. Jy kan ook 'n gevalle studies kry en dan baie belangrik, daar is 'n paar berekeninge wat jy ook kan verwag in afdeling B. Afdeling C, Lorraine, wil jy gou 'n bietjie daaroor praat? Ja, leerders, afdeling C gaan jy 4 langer tipe vrae kry. Dit is nou wat ons noem die opsteltipe vraag. En jy as leerder moet 2 van hierdie vrae doen, wat beteken, dit is 4 lang vrae, opstelvrae van 80 punte, van 40 punte elk, maar in totaal moet jy 2 vrae doen, wat beteken, saam gaan dit 80 punte tel vir hierdie afdeling. So Lorraine, kom ons vat gou vir jou saam. Afdeling C sê jy is 2 vrae van 40 punte, so dis 80. Ja. Afdeling B is daar 3 vrae wat ook verpligtend is, né? Ja. En dit is, hoeveel punte is dit? Is dit 6? Dit is 60 maal met 3 is 180. So 180 plus 80 geef jou 260. 260, ja. Dan is afdeling A natuurlik 40 punte en dit is verpligtend. Lorraine, ek sien al reeds, hulle sê goeiemiddag van Groenberg en Grabouw. Die leerders en selfs juffrou Meyer, hulle is almal daar. Jy ken seker vir juffrou Meyer, né? Ja, nee. Welkom Blanche met jou leerders. Ek hoop julle geniet hierdie sessie saam met ons. Ja, nee, laat hulle asseblief daar die SMS nommers gereed hou. Dis 31498. Want soos Lorraine aangedui het, gaan hierdie hersieningslessen
of hierdie hersieningsles gaan oor werk wat julle gedoen het gedurende hierdie jaar en ons gaan 'n bietjie toets of julle die antwoorde, selfde antwoorde kry as wat ons hier voor het. Dan sien ek Karkams Hoërskool is ingeskakel, Lesmo, Robba, Roline, Kailin, Odni, Nita, Tanya en meneer Stevens. Hulle sê hulle wag in spanning vir die les. Ja, dis nie 'n les nie, dis meer 'n hersiening en ons gaan kyk hoeveel van die antwoorde ken Karkams Hoërskool saam met meneer Stevens. Ja, nee. Leerders, die eerste tipe vragies is afdeling A tipe vragies en hierdie is die soorte instruksies wat jy kan kry. Lorraine, lees gou daai instruksies vir daai leerders. Baie belangrik leerders is die geheim om jou afdeling A te kan beantwoord. En nie net afdeling A nie, maar alle afdelings is. Jy moet lees en jy moet verstaan wat jy lees. Nou die eerste instruksie sê vir ons, 4 mondelike opsies word verskaf as antwoorde op die volgende vraag. Kies die korrekte antwoord en skryf slegs die letter A tot D langs aan die vraagnommer. Ja, Lorraine, baie belangrik, hulle moet nou nie al 4 letters A tot D skryf nie, hulle moet een van die 4 nie. Dis hoekom staan daar spesifiek en skryf slegs die letter, daar staan nie letters nie, so jy kies een van A tot D en skryf dit langs aan die korrekte vraagnommer. Reg, so leerders, kom ons kyk gou. Wie se vingers is die vinnigste? Die eerste vraagie. Hulle vra daar, watter een van die onderstaande is nie 'n prosedure van die keuringsproses nie? Watter van die onderstaande is nie 'n prosedure van die keuringsproses nie? Is dit A, kortlys, B, plasing, C, onderhoud of D, die werksaanbod? Ek wonder, 10 sekondes, kan julle vir ons sê A, B, C of D? Terwyl ons wag, sien ek ook leerders. Karkam sê D. Karkams, julle sê D. Kom ons kyk gou of daar nog 'n antwoord is. Lorraine, ek sien hulle sê goeiemiddag oom. Dis leerders van Morrester Hoërskool. Lorraine, lyk ek soos 'n oom? O, meneer, jy is met jou hare kleur in stil. Nee, nee, absoluut. Julle kan my maar oom noem. Dit is met 'n plesier dat ons hier is vanmiddag, né? Daar die besoeker sê B. En Ja. hulle het nou nie hulle naam gegee nie. Die besoeker sê B en dan het ons nog 'n antwoord. Ek dink Mario Rabi, hy sê D. Ja. Lorraine, gaan ons gewoon nog iemand 'n geleentheid gee? Ja, net so 'n sekonde, laat ons kan aanbeweeg. Ons sê anders Gaan ons aanbeweeg, ja, Lorraine? ons beweeg aan, Liste. Leerders, die antwoord is B. Ja. Lorraine, wil jy gou verduidelik waarom is die antwoord B? Kom ons sê gou die menslike hulpbronfunksie het 13 verskillende aktiwiteite. Nou plasing is deel van die aktiwiteite van die menslike hulpbronfunksie en meer spesifiek as jy nou in die handboek wat ons nou gebruik het, ons gesien dis aktiwiteit nommer 8. So plasing gaan plaasvind nadat die kortlysing, die werksonderhoud, die werksaanbod plaasgevind het. Nou gaan die geskikte kandidaat binne in die onderneming geplaas word. So plasing is nie deel van die keuringsprosesie, maar dis wel 'n menslike hulpbron aktiwiteit. Baie belangrik. Baie dankie Lorraine. Leerders, ek sien daar is sulke gevalle in die vrae wat hulle vra. Daarom moet jy dit baie deeglik lees sodat jy by die regte antwoord kan uitkom. Kom ons kyk gou die volgende vraag. Lorraine, die volgende vraag is: Kom ons kyk gou wat sê die volgende een. Ons vra vir jou, watter vorm van eienaarskap is nie 'n regsentiteit nie? Nou voordat jy probeer, gaan Lester net so vir 'n half sekonde net vir jou sê wat beteken regsentiteit? Want onthou, om die regte antwoord te kan kies, moet jy weet wat is die betekenis van daai woord. Ja, Lorraine, leerders, regsentiteit beteken dis 'n regspersoon. So as 'n onderneming 'n regspersoon is, dan kan daardie onderneming Lorraine gesoe word en hy kan soe. Die Afrikaanse bewoording daarvoor is Soos matrone op Sewende Land sê geprosedeer. 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 Sy gaan prosedeer. Absoluut, omdat sy 'n regsentiteit het en daar dieselfde word aan 'n onderneming toegeken om Ja. ook te prosedeer indien hulle 'n regsentiteit is. Nou een van hierdie tipe van ondernemingsvorms is nie 'n regsentiteit nie. Daar sê ons Karkam sê C. Lyk my Mario Rabi het eerstens C gesê. Dankie daarvoor Mario.
En dan sê Karkams ook C, Louisfontein, jou gunsteling skool. Ai, is hulle terug? Hulle is terug. Hulle sê ook C en dan Melton Fischer van Groenberg, hy sê ook C. Leerders, absoluut korrek, die antwoord is Veltie Handelaars. Kom ons kyk gou of julle net so vinnig is met die volgende een. Ek voel sommer positief, nee, as hulle so mooi reg antwoord. Lorraine, die antwoorde kom vinnig in. Ons moet ook erken dat Albert Meiberg en Lucinda Kordom van Hoërskool Boesmanland ook die antwoord korrek gehad het. En Albert Meiberg is ook daar van die Oeverberg. Welkom julle. Lorraine, die volgende een. Ja. OK, kom ons gaan aan. Ons sê watter faktor beïnvloed nie 'n individu se loopbaankeuse wanneer hy sy 'n loopbaan in die sakewêreld oorweeg nie. Ons gee vir jou 4 antwoorde: familiebande, belangstelling, finansiële implikasies, risiko's. 10 sekondes. Kom ons kyk wie gee vir ons die antwoord. Lucinda Kordom, ek dink dis nog die ou antwoord van Boesmanland. Ja, so ons het nou daardie vraag afgesluit. Ons is nou by die volgende vraag. Watter faktor beïnvloed nie 'n individu se loopbaankeuse wanneer hy sy loopbaan in die sakewêreld oorweeg nie? Kom ons kyk gou nog 5 sekondes. Mario Rabie sê weer eens B. Mario, kom ons wag gou wat sê die ander skole, ander leerders. Lyk my Mario is die enigste wat daar geantwoord het, Lorraine. Kom ons kyk gou of dit die regte antwoord is. Lucinda sê A van Hoërskool Boesmanland. En Lesmore sê ook A. Kom ons kyk. Kom ons kyk gou. Pragtig man. Absoluut A, die antwoord is A. Nou leerders, ek hoop dat julle leer uit hierdie proses. Ja, want ek wil sê Lester, onthou familiebande mag reg klink. Omdat onthou jou pa en jou ma kan mos ook vir jou sê watter loopbaan jy moet kies. Maar op die einde van die dag bly dit mos jou keuse. So die antwoord mag reg klink, maar dit is nie noodwendig die korrekte antwoord nie. Dankie. Leerders, en ek hoop julle leer ook uit hierdie proses. Maverick Nel het ook aangedui B. Veel geluk en baie dankie vir daardie antwoord. Kom ons kyk gou na die volgende een, Lorraine. Ek dink die leerders is lekker opgewarm en laat sê ons gaan te stadig. Ja, ons sê die volgende een lees. Watter een van die onderstaande val waarskynlik op 'n werknemer se salarisstrokie verskyn? Dis mos nou punte weggee dit, Lorraine. Almal moet die 2 punte kry. Nou punte weggee. Ons kyk gou hoeveel skole gaan vir ons nou reg antwoord. Die vraag is watter een van die onderstaande sal waarskynlik op 'n werknemer se salarisstrokie verskyn? Ons eerste antwoord het deurgekom A, Hoërskool SA van Wyk. Lourdes A. So kom nog so 2 sekondes. Daar's Macklin van Morrister, hy sê ook A. Karkam sê ook A. So Lester, as wat hierdie is die antwoord nie A is nie, dan Lorraine het ons hierdie leerders te mekaar gemaak. Meiberg sê ook A. So Lester, wat is die antwoord? Ek hoop die antwoord is A, Lorraine, of anders het ons die leerders te mekaar gemaak. Hier gaan moeilikheid kom. Die antwoord is A. Pragtig man. Lieflik. Die volgende vraag. Yes. Hidro-elektriese aanlegte genereer hidro-elektrisiteit deur middel van vinnige vloeiende water. Hierdie besigheid vorm deel van watter sektor? Ek dink hier gaan hulle vasvang. Ja, kom ons, julle moet nou baie mooi. Nou moet julle verstaan wat is die doel van elke sektor. Reg, ons gee vir julle so 10 sekondes. Ons gaan daarom net so 'n minuut gebruik om vir 'n half minuut gebruik om vir julle te verduidelik. So kom ons gee vir julle gou julle 10 sekondes. Ja, die hidro-elektriese aanlegte genereer hidro-elektrisiteit. In watter sektor is daardie besigheid? Ja, Lorraine. Leerders, natuurlik as julle nie die antwoorde ken van 'n vraag in die eksamen nie, asseblief moet dit nie leeglos nie, né? Probeer ten minste. Kom ons kyk gou. Lorraine, daar het nog nie antwoord deurgekom nie. Ek dink hulle is daar is B. Wie is dit? Macklin van Morrister. Sy. Macklin, ons hoop jy is gereg en dan sê Lesmore C. En kom ons kyk gou of ons nog 'n antwoord het. Nee, daar kom nie nog een deur nie. Kom ons kyk gou wat is die antwoord. Leerders, die antwoord is B. Lester? Ja, Lorraine? Kan ek net
net iets noem. Ek dink die leerders moet onthou, die antwoord is B wat natuurlik sekondêre sektor is. Maar die leerders moet onthou die weggee in hierdie vraag was die woordjie genereer. Absoluut. Want onthou, in die sekondêre sektor word roustowwe omskep in iets wat die behoefte kan bevredig. So in hierdie geval word vinnig vloeiende water omskep in hidroelektrisiteit. Ja, nee. So ek dink julle moet baie mooi kyk want die vangplek daar was genereer. Absoluut. Sou ons omskep sê het almal natuurlik reg gekry. Ja, nee, absoluut Lorraine. Kom ons kyk na die volgende een. Aha. Hierdie soort werkloosheid word veroorsaak deur 'n ekonomiese resessie en lei tot 'n toename in die bootalligheid van poste. Nou ek dink hierdie een is ook nie so maklik nie, né? Ja, nee. Jy moet daarom so 'n bietjie iets weet van jou ekonomie ten Absoluut. einde te weet wat die antwoord sal wees. Maar kom ons kyk gou. Onthou daar is nie 'n maklike vraag in 'n vraagstel nie. Alle vrae is daar sekere antwoorde wat daar is om bietjie vir jou te mislei en so moet jy asseblief sorgvuldig kies jou antwoord. Maar kom ons kyk gou. Watter soort werkloosheid word veroorsaak deur 'n ekonomiese resessie en lei tot 'n toename in bootalligheid van poste? Ons kry daar Karkam sê sikliese. Ek wonder waar iemand is wat vir Karkams gaan uitdag hierso. Louriesfontein, hulle sê Karkams, ons dag julle uit. Ons sê dit is strukturele. Ek dink hier kom 'n lekker geveg aan, Lorraine, tussen Karkams en Louriesfontein. Dan sê Marco van Morester. Hy sê seisonale Lorraine, ons maak nou net D en dan het ons al 4 antwoorde gekry. Maar ek is seker hulle sal weet D is nie 'n antwoord nie. Ja. Leerders, kom ons kyk gou wat is die korrekte antwoord? Die korrekte antwoord is sikliese. Ja, leerders. Wat daar gebeur is by sikliese of in 'n resessie is dat sodra die resessie verby is, dan kry ons 'n periode van wat ons noem 'n herstel. En dan word daardie mense wat afgedank is, hulle word weer geleidelik in diens geneem. En so as ons verder beweeg vanaf die herstel na die laaste fase van wat sy laaste een Lorraine, ons noem dit mos nou die wat is die laaste fase? Die opwaartse fase. As ons daardie fase bereik, dan word meer werkers in diens geneem. Maar sodra die resessie begin, dan lei dit tot werkloosheid en dit noem ons sikliese, want dit is 'n wat noem ons dit 'n siklus. En sikliese werkloosheid het hou meeste verband met wat die ekonomiese toestand in 'n land met die wat het 'n gevolg van die ekonomiese toestand van 'n land. Ja, en die siklus is ook tydelik, né? Tydelik, Hy is tydelik. Lorraine, kom ons kyk na die volgende vraag. Die volgende een is Okay. Sipho, hy het onlangs R2000 as 'n dividend uit 'n belegging vanaf MTN ontvang. Hierdie belegging was in die vorm van watter tipe belegging? Watter tipe belegging? Ek dink hulle sal hierdie antwoord nog almal gou kry. behoort om reg te kry. Ek dink almal behoort te kry. Wat sê Louriesfontein sê C. Louriesfontein sê C, maar Louriesfontein is baie vinnig. En dan Karkam sê C. En dis Jerobien van Karkams, né? Hy sê C en dan Morster sê nee. Dan nee, absoluut. Almal sê C. Kom ons kyk. C, kom ons die antwoord is D. Nee, die antwoord is C. Nee, Lorraine. Nee, die antwoord is C. Victoria Wes Hoërskool. Hulle is ook ingeskakel. En hulle sê ook C. Nee, ek hoop hulle vra daardie vraag. Ja, nee. Kom ons kyk, die volgende gaan 'n bietjie moeiliker wees. Die volgende gaan 'n klein bietjie moeiliker wees. Ons sê werknemers geniet belastingaftrekkings wanneer hulle bydra tot hierdie fonds. Ja, nee. Werkloosheidsversekering, lotery, dis nou die lotto, padongelukkefonds en aftreeannuïteitsfonds. Ja, Lorraine, wat daar gebeur is as hulle deel is van hierdie fonds, dan word hulle belasbare inkomste word verminder met die bedrag wat hulle inbetaal tot 'n sekere maksimum. So as jou belasbare inkomste verminder, dan beteken dit jy betaal minder belasting. En kyk al die antwoorde wat ons gaan kry. Sean van Groenberg, Petruswil van
Is net D's. Kom ons kyk, Lester, gaan ons hulle die antwoord gee. Ek sien Jalen ook. Jalen Brits van Morrister en dan Petersville. Nee, Hulle ek is ook dink ons moet hulle ingeskakel. die antwoorde gee. Kom ons kyk gou. Absoluut. Pragtig Dis man. die- Lieflik leerders. Kom ons kyk gou, die volgende vraag. Nou leerders, hier weer tipiese vrae wat julle kan ontvang in die eksamen, wat julle kan verwag. Maak asseblief seker dat jy jou werk goed ken, want dis die enigste manier hoe jy so flink en so fliks kan beantwoord. Lorraine? Ons sê die onderstaande is komponente perspektiewe van die gebalanseerde telkaart. Watter een is nie 'n perspektief nie? Onthou, die gebalanseerde telkaart het 4 verskillende perspektiewe. So ons vra nou vir jou, watter een van die 4 wat ons gee daar is nie 'n perspektief nie? Kom ons gee vir julle so 1 of 2 sekondes. Moet ons miskien sê wat is die gebalanseerde telkaart? Miskien gaan dit hulle geheue verfris. Ons sê dit is 'n instrument wat 'n doel het om 'n besigheid se vordering te vorder hoe 'n besigheid sy doelwit te bereik. Lieflik Lorraine. Reg? Lorraine, ek sien daar Petersville, Louriesfontein, hulle sê D, die leerperspektief. Dan is daar Odni sê A, die verkoopsperspektief. Ek wonder waar nog 'n antwoord is. Ons moet maar die antwoord gee, Lester. Kom ons gee gou die antwoord. Die antwoord is natuurlik Odni was reg. Die verkoopsperspektief is nie deel Ja. van die gebalanseerde telkaart. En die een wat ons natuurlik weggelaat het, was die besigheidsprosesperspektief. Dis korrek. In die wat ja. Dis korrek Lorraine. Reg leerders, kom ons kyk gou die volgende vraag. Groothandelaars wat voorraad vanaf 'n klerefabrikant aankoop, sal deel wees van die klerefabrikant se watter omgewing. Ag, dit is mos nou 'n graad. Dit moet almal ken. Dis 'n man. graad 10 vraag dit, né? Graad 9. Graad 9. Doen hulle ook die omgewings. Nee, ons sterg maar net. Okay, so groothandelaars wat voorraad vanaf 'n klerefabrikant aankoop, sal deel wees van die klerefabrikant se watter omgewing. Odni het jy Nee, dis weer- Odni se ou Is antwoord. dit die ou antwoord? Okay, Odni het dit. Okay, daar sê Mario Rabie van Morrister sê B. Petersville sê ook B. Enige ander antwoorde? Groenberg sê D. Groenberg, Melton Fisher sê ook B. Lesmo sê B. Lorraine, daai seker Petersville hy, né? Ja. Hulle sê ook B. Kom ons kyk wat sê antwoord, Lester. 100% Die antwoord korrek. is die Die markomgewing. markomgewing, né? En nou moet jy sommer jou gou self toets en kyk watter voorbeelde is daar van die mikroomgewing. Ons kan vinnig sê by die mikro gaan jy byvoorbeeld vinnig moeilike werknemers kry. Mark is kompetisie, makro is veranderinge in rentekoerse wat verband hou met die ekonomie. Absoluut. So julle moet julle sommer so vinnig toets om te kyk of jy die anders ook verstaan en ken. Absoluut. Reg, kom ons kyk gou na die Okay, daardie was die eerste tipe van Ja. vrae wat jy kan verwag in jou vraestel die einde van die jaar. Deel van afdeling A. 'n Ander tipe vraag is waar hulle jou vra om een woord te gee vir elk van die volgende. So, hulle gee vir jou 'n omskrywing en dan vra hulle vir jou om daardie omskrywing te erken of herken en aandui watter konsep is deel van daardie omskrywing. So Lorraine, kom ons kyk Kom gou. ons kyk na nommer 1. Ons sê 'n land voer sy oortollige produkte ooit na 'n ander land. Wat noem ons dit? Kom ons kyk gou. Lorraine, daardie oortollige produkte is mos surplus produkte, né? Ja, surplus, 'n ander woord vir oortollig is surplus. So wat dink julle wat gaan daai antwoord wees? Lorraine, interessant met hierdie antwoord is daardie oortollige produkte wat hulle uitvoer na 'n ander land, dan verkoop hulle dit in daardie land teen 'n prys laer as die kosprys om daardie produk te vervaardig. En dit behoort vir julle. Daar sê Kylie van Karm sê storting. Kom ons kyk gou. Kylie ken haar terme. Mario sê ook storting. Okay, nee, ons kinders is op die bal. Ek het gedink ons gaan hulle uitvang met hierdie een, weet jy? Nee, kyk daar, ons het reeds 2 korrekte antwoorde. Kom ons kyk gou. Nee, sê Reg. as jy sê dis korrek Lorraine, dan gaan die anders ook storting instuur. So ek weet nou nie of dit die korrekte antwoord is nie. Maar hulle ken daarom ten minste hulle terme. Hulle weet van storting. Hulle weet Baie van storting. belangrik. En asseblief, storting het niks te doen met 'n shower nie.
Ja. Ek is seker daar sekere leerders wat baie confused raak met daardie woord. Kom ons kyk In gou. Engels is die woord dumping. Engelse woord is mits die antwoord korrek is, né? Sy En die antwoord pragtig. is 100% korrek. Dankie daarvoor Kailin en ook Mario. Ek dink Kailin en Mario kompeteer baie lekker teen mekaar. Reg, kom ons kyk die volgende stelling of die volgende omskrywing. Ons sê die instelling in Suid-Afrika wat verseker, almal moet dit reg kry, dat mense op 'n billike en waardige manier behandel word. Kom ons kyk gou. Die instelling in Suid-Afrika wat verseker dat mense op 'n billike en waardige manier en dieselfde behandel word. Ja, Lorraine, ek dink hierdie een gaan vir hulle 'n bietjie vasvang. Dis nie 'n term wat algemeen gebruik word nie, alhoewel dit deel is van die curriculum Ja. en dat onderwysers moet graag hierdie konsep aan die leerders verduidelik. Die instelling, die instansie in Suid-Afrika wat verseker dat mense op 'n billike en waardige manier behandel word. Kom ons gee hulle nog so 5 sekondes. Dat nog nie 'n antwoord ingekom nie. 4 3 2 1. Reg. Kom ons gee die antwoord. Ons het hulle gevang vandag, né? Uitgevang. Uitgevang vandag. Die Menseregte Kommissie. Die antwoord is daar Mario. Ek dink die probleem was het alles in hoofletters getik. Dis hoekom dit so lank gevat het om hier uit te kom. Maar Mario, ja, inderdaad. Dis die Menseregte Kommissie. Leerders, kom ons kyk gou, wat is nog 'n vraag wat hulle kan vra in hierdie tipe vraag? Ag nee man. Kom dit uit 'n vorige vraagstel? Ja, dit kom uit 'n vorige vraagstel uit. So kom ons kyk gou. Ons behoort nou 'n 100 regte antwoorde te kry. Absoluut. Kom ons Ons lees sê- gou die vraag, Lorraine. Die opbrengs ontvang op die belegging in aandele van 'n maatskappy. Ag, kom nou leerders man. 1 2 3 4 Die opbrengs ontvang. op die belegging Ag, kom die eerste aandele antwoord van in. 'n maatskappy. Daar's die eerste antwoord. Rolien was aan baie vinnig, né? Ek wonder of anders ook Rolien se antwoord gaan volg. Nee, ek dink hulle is 'n bietjie Ek vasgevang dink daar, ons moet Lorraine. aanbeweeg, Lester. Moet ons aanbeweeg? Ja. Ja, leerders, die antwoord daar is inderdaad Dividende. dividende, soos aangedui deur Rolien van Karkams. Wel gedaan, Rolien. Daar sê Mario ook dividende. Mario, jy moet 'n bietjie vinnig wees, Mario né? was so 'n sekonde laat. Absoluut. Nee? Leerders, kom ons kyk die volgende een. Ag nee, hierdie een is ook mos 'n weggee. Ja. Weggee vraagie. 'n Bydrae tot die fonds sal mense wat in 'n padongeluk op openbare paaie in Suid-Afrika beseer is vergoed wanneer daar nalatigheid was deur ander padgebruikers. 'n Bydrae tot die fonds. So watter tipe fonds? Lorraine, ek dink dis een van ons Kom die woord, die hele antwoorde is in die sin. ja nee, dis een van daardie verpligte Ja. versekering, Ja. né? Dis dit een Ons van daardie praat 3. daar van fonds, ons praat van paaie. Daar kom al klaar 'n antwoord deur. Ja nee, Janita en dan Olerien Sas en Albert Meyberg. Hulle sê almal die pad ongeluk fonds. Leerders, asseblief, julle moet die antwoorde asseblief volledig uitskryf sodat julle die volle punte kan kry, né? Sê. So ons kry hier 1 of 2 POFs, maar julle moet net dit asseblief soos Lester sê voluit skryf. Ja. Kom ons kyk gou die laaste vraagie. Aha, ek wonder, die samestelling van 'n land se bevolking in terme van ras, kleur, geloof en so voorts. Wat is die konsep? Wat is die term wat ons gebruik om daardie samestelling van 'n land se bevolking in terme van ras, kultuur en geloof te beskryf? Ek dink hierdie een gaan vir hulle 'n klein bietjie vang, Lorraine. Ja, nee, kom ons help hulle maar uit daar uit. Moet ons Lester. hulle help? Ons Okay, ons help kry nie hulle. 'n antwoord daar nie. Kom ons kyk gou. Die antwoord is natuurlik die demografie. Daar sê. Ons noem dit die demografie. Lourensfontein. Ja, dit begin met 'n D en dit maar die antwoord is demografie. Grafie. Leerders, nou het ons deur 2 tipe vrae gegaan wat jy kan ontvang of verwag die einde van die jaar. 'n Derde tipe vraag wat deel is van afdeling A vraag is waar hulle vir jou 'n lys terme gee. Soortgelyk soos die vorige vraag, maar in hierdie geval gee hulle vir jou 'n lys terme en jy moet dit dan pas by die omskrywing wat hulle vir jou gee. So hy's 'n klein bietjie makliker. So kom ons kyk gou.
watter van hierdie antwoorde kry julle korrek? Die eerste een. Nou moet julle onthou nee, die antwoorde moet net kom uit daardie lys daarbo. Lorraine, lees gou daardie lys. Die eerste een sê die lys is arbitrasie, SABS, inklusiwiteit, kwaliteitbeheer, kreatiwiteit, strategieë, SAQA, vaardigheidsontwikkeling, kollektiewe bedinging en kortlys. Nou vra ons vir jou. Jy moet vir ons die versamelingsnaam woord gee vir 'n plan van aksie om jou doelwit te bereik. Ek sien daar Mario het weer eens Mario het al weer eens sy antwoord, maar kom ons kyk of daar ander antwoorde ook is. Karkam, Stania, Albert en dan Petrusville High School. Hulle almal sê Lorraine strategie. Is hulle korrek? Kom ons kyk of hulle reg is. Ek is nie seker nie. Jy is nie seker nie. Ag, pragtig man. Lieflik. Nee, ons is baie beïndruk met ons leerders. 'n Mens moet seker vir die onderwysers ook 'n pleintjie gee, nee. Absoluut. As die leerders so flink reg antwoord. Kom ons kyk vir die volgende een. Dieselfde lys. 'n Logiese manier om konflik te beëindig nadat die mediasieproses 'n dooie punt bereik het. So dit is eintlik die laaste proses in jou konflikhantering. Wat sal dit wees? En as jy jou definisie ken van daardie liggaam wat daardie konflik hanteer, dan behoort jy te weet wat is die laaste een, proses, nee? ja. Die laaste proses. Albert Meiberg, hy sê, nee, kom, ons gaan nie sy antwoord gee nie, maar hy het al reeds geantwoord. Kom ons kyk of daar ander. Dit is die naam van die skool, nee. Is dit die naam van die die skool? skool, My mag so die hele skool ken die antwoord. Die hele skool ken die antwoord. Dit sluit in graad 8 tot graad 12. Ja, wat lyk so. Okay, maar Karkam Stania is natuurlik nie 'n skool se naam nie. En dan Winton, is dit Winton van Morster? Kom ons kyk Lester vir hulle wat is die antwoord. Ja, leerders, die antwoord is Groenberg sê ook Arbitrasie. Arbitrasie. Pragtig man. Kom ons kyk na die volgende vraag. Dit verhoog oplossings vir komplekse probleme. So as jy met 'n komplekse probleem sit, hoe kan jy oplossings kry en watter tegniek kan jy gebruik? Wat gebruik jy om oplossings te kry vir komplekse probleme? Daar is weer, dis Marshall Gabriels van Albert Meiberg. Hy het 'n antwoord hier gestuur. Dankie Marshall. Het baie fliks gewees. Wie nog? Lorraine, ja, tyd stap aan. Dit is ongelooflik, nee? Hoe tyd so vinnig aan stap. Kom ons gee hulle die antwoord. Of Marshall reg was. Daar sê Winton ook, kreatiwiteit. Kom ons kyk gou. Absoluut. Pragtig. Kreatiwiteit. Nee? Die volgende een. Ons sê Lorraine, lees gou daarin. moedig diversiteit in die werkplek aan. Kom nou leerders, ons gee vir hulle so 2 leerders kan gou vinnig kom met daai antwoord. Moedig diversiteit in die werkplek aan. Moedig diversiteit in die werksplek aan. Aha, Loris Fontaine, hulle sê inklusiwiteit, Lorraine. Kom ons kyk of dit die wat is die antwoord is. antwoord? Loris Fontaine? Absoluut korrek. Sy, Loris Fontaine en Albert Meiberg, pragtig julle man. Hulle kompeteer sommer lekker. En Daar kom verlies op sekondêr ook deur. Is hulle ook? Hulle is ook in die huis. Is hulle ook in die huis? Welkom julle. Nee? Regleerders, die laaste ene. Hierdie instelling bevorder standaardisasie en kwaliteitprodukte en dienste. Hulle bevorder standaardisasie en kwaliteitprodukte en dienste. Watter instelling is dit? Ek dink al ons leerders gaan dit reg kry, Leste. Ja nee, hulle behoort nie, want as ek kyk na daardie lys, is daar nie baie instellings daar nie. Okay. Loris Fontaine, Loris het 'n hulle het 'n antwoord antwoord. gegee. Kom ons kyk gou wat nog 'n antwoord is. Patrick van Morster sê het ook 'n antwoord. En dan Kyle de Wet, sy's 'n besoeker. Groenberg het ook 'n antwoord. Kom ons kyk gou of daar nog 'n antwoord is. Nee, die antwoord is natuurlik antwoord. die Suid-Afrikaanse Prachtig, man. Bureau Dit van was Standaarde, standaarde. nee? Die Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde.
Leerders, dit is die tipe A-tipe vraag wat julle kan verwag in afdeling A. As ons kyk na afdeling B, behalwe dat jy ook die inhoud moet ken, is het belangrik dat jy in staat is om vrae te kan beantwoord uit gevalle, studies of scenario's. Nou, die verskil tussen 'n gevalle studie en 'n begripstoets. As jy begripstoets kry, sal al jou antwoorde in die leesstuk wees. Maar in die geval van 'n gevalle studie of scenario, is jou antwoorde vorige kennis wat jy opgedoen het in die leerproses. En dit moet jy gebruik om jou antwoorde, om die vrae wat gevra word, te beantwoord. En dan ook sekere van hierdie antwoorde kom ook voor in die leesstuk, maar jy sal baie goed moet lees om dit te kan uithaal. Jy sien Lester, ek dink by 'n gevalle studie is eintlik die vraag waar ons leerders nie eintlik kan swak doen nie. Want die antwoorde van al die vrae is binne in die stuk wat hulle moet lees. Miskien 'n bietjie weggesteek, maar die antwoord is daar as die leerder net noukeurig lees, dan gaan hy definitief die vraag kan korrek beantwoord. Lorraine, dan ook met 'n gevalle studie, wat ek graag die leerders aandui is, voordat hulle die gevalle studie lees, om miskien die vraag eers te lees. Absoluut, ja. En dan terug te gaan na die gevalle studie. So kom ons kyk gewoon na die tipe vraag wat gevra kan word. Gaan 'n bietjie moeilik wees, want ons gaan vir hulle die antwoorde gee. So in hierdie geval gaan ons nie die vraag gee nie. Maar leerders in die eksamen asseblief lees eers deur jou vraag. Kyk watter tipe vrae hulle vra en dan gaan terug na die leesstuk toe. Lorraine, lees gou daar 'n bietjie wat het gebeur met Merrill En nou luister noukeurig leerders, want julle gaan of ons die antwoorde moet gee na dit. Ons sê Merrill Pillay het in 1996 gematrikuleer. Haar sterk vakke op skool was rekeningkunde en natuurlik besigheidstudies. As gevolg van finansiële beperkings kon sy nie verder gaan studeer nie en word toe gedwing om 'n werker as 'n skoonmaker in 'n klerefabriek te aanvaar. Merrill het in Januarie 1997 begin werk en 'n tydverwante loon van R3 per uur verdien. Haar frustrasie het haar toe gelei dat sy gou elders werk gesoek het. Sy het in 1998 'n werk as 'n skoonmaker in die plaaslike bank aanvaar. Baie gou het die bestuurder haar potensiaal raak gesien en haar deur die SETA SOO laat oplei en kwalifiseer. En natuurlik, julle is gewond aan die akronoom SETA in Engels, maar in Afrikaans is dit die SOO wat staan vir sektorale onderwys en opleiding owerheid. Dis goed. Leerders, ja, dis 'n tipiese gevalle studie wat jy kan verwag in afdeling B. Trouwens, jy gaan 'n paar van hulle kry. En so dit is goeie advies om hierdie tipe vrae te oefen en te kyk of jy by die regte antwoorde kan uitkom. Kom ons kyk gou wat is die tipe vrae wat hulle kan vra. Reg, die eerste vraag Lorraine, hulle sê is verduidelik wat word bedoel met 'n tydverwante loon. Ja, en as ek nou 'n leerder was, het ek gegaan na die stuk, die gevalle studie en ek het gaan kyk, waar praat ons van 'n tydverwante loon? Absoluut. Want dit sal vir jou ook 'n aanleiding gee van wat die antwoord moontlik kan wees. Ja, leerders, so die antwoord is nie noodwendig binne in die leesstuk nie, maar die antwoord kan afgelei word van die konsep wat voorkom binne in die leesstuk. Ja, sê dit. Nee? Absoluut. So kom ons kyk gou. 'n Tydverwante loon. Kyk gou na die puntetoekenning, dis 2 punte. So ons verwag net 1 feit om dit te staf. Kom ons kyk gou. Ja, Lorraine, jy gaan 'n klein bietjie langer vat om te tik, nee, maar hierdie leerders is so vinnig met hulle vingers dat ons moet hulle nie onderskat nie. Ek is seker die antwoord gaan sommer gou deurkom. Leerders, ons wil weet wat is 'n tydverwante loon? Anders moet ons maar beweeg en dat jy kan sien. Ja nee, Lorraine, dit gaan 'n bietjie moeilik wees. Kom ons, maar die sin is so lank is, kom ons beweeg maar aan, Lester. Ja nee, ek dink ons moet hulle daardie antwoord gee, nee. En dit is 'n loon wat bereken word volgens die totale ure wat gewerk word. So as jy in 'n week sê 30 uur werk, dan word jy betaal vir 30 uur. Ons noem dit 'n tydverwante loon.
Kom ons kyk gou na die volgende vraag. Die volgende vraag sê ons, gee 'n mondelike rede vir Meryl se frustrasie in haar eerste werk. En nee, waarom was Meryl so gefrustreerd in haar eerste werk? Dit was die klerefabriek, né? Ja. Waar sy 'n skoonmaker was. Nou julle moet onthou, né, Meryl het matriek geslaag. En toe aanvaar sy 'n werksaanbod as 'n skoonmaker. Hoekom was sy so gefrustreerd in daardie fabriek waar sy gewerk het as skoonmaker? En Lorraine, die antwoord sal wees Meryl het nie die werk geniet wat sy moes verrig nie. Né? Ja nee, Albert Meyerberg se leier sê sy het te min geld ontvang. Ja. Dit is ook moontlike antwoord, né? En natuurlik het nie haar werk geniet nie, absoluut. Ja. Lieflik. Leerders, dit is die soorte response wat ons verwag, wat die nasieners ook verwag wanneer jy hierdie tipe vrae beantwoord. Aha, kom ons kyk gou. Wat word verstaan onder vertikale en horisontale loopbaanbeplanning? Lorraine, vertikale en horisontale loopbaanbeplanning. Dit is belangrik, né? Om hierdie vak besigheidstudies te verstaan, moet jy hierdie terme en die konsepte, moet jy dit verstaan. So as ons praat van vertikale loopbaanbeplanning, dan sê hulle Lorraine, die antwoord is kom ons sê vertikaal, jy moet nou mooi dink wat is die bedoeling van vertikaal? Wat beteken die woord? Né? Mens kry mos twee, vertikaal, horisontaal. So wat beteken die woord vertikaal? Daar kom jy op die skerm, Daar is Lorraine. so 'n swart streepie. Wat jy moet nou kyk mooi die rigting van daai streepie. Die streepie wys op. So jy kan opbeweeg. Opbeweeg. Ja, Lorraine, nou hoër vlak van beroep of 'n meer senior betrekking. Ja. Okay, as ons byvoorbeeld dink aan 'n onderwyser wat pas aangestel is. Hy sal hierso wees op daardie vlak. Maar as hy 'n bevorderingspos kry, dan beweeg hy op vertikaal. Daar sê. Die wat se head of department, wat is dit in Afrikaans? Departementshoof. En as hy prinsipaal is hy natuurlik reg bo. En as hy prinsipaal was, jy kan sien hy beweeg by dieselfde skool, hy beweeg op vertikaal. Doodregleste. Meer senior betrekking, né? Die ander ene is horisontale loopbaanbeplanning en Lorraine, wat sal dit wees? Kom ons kyk gou. Kom ons gebruik weer die scenario van 'n onderwyser. Jy's 'n onderwyser by Groenberg. Ja, Groenberg is hier. En jy trou met 'n man in Bredasdorp. En hy bly daar. En hy woon in Bredasdorp en jy skuif en jy vra vir 'n oorplasing met dieselfde posvlak 1 pos na 'n skool in Bredasdorp toe. Dan bedoel dit is 'n horisontale skuif. Dit is 'n beweging van 'n pos op dieselfde vlak. So 'n onderwyser bly 'n onderwyser. Hy bly die onderwyser. Maar net by 'n ander skool. By 'n ander skool op dieselfde vlak. Dis korrek, ja, dis korrek. Leerders, so dit is die tipe vrae wat jy kan verwag uit daardie scenario's of gevalle studies. Ek dink die laaste item waarvoor ons geleentheid gaan kry vandag is 'n bietjie hersiening oor daardie berekeninge. Julle sal mooi onthou, ons het gepraat van saamgestelde rente en enkelvoudige rente. Ons gekyk na die formules. Nou vir die saamgestelde rente, kom ons kyk gou net wat gebeur hierso. Ons wil graag hê julle moet hierdie tabel vir ons voltooi. So julle moet mooi kyk. Kom ons begin by die saamgestelde periode. Eerstens, hulle sê die rente word jaarliks saamgestel. So, daar is net een omskakelingsperiode aan die einde van 12 maande. 12 maande, reg, korrek. Reg. So die hoofsom is 1000. Die jaarlikse rentekoers is 9% en dit word belê vir 5 jaar. So ons wil nou weet wat is die periodekoers van die rentekoers, die omskakelingskoers van die rentekoers. Nou onthou die rentekoers is natuurlik 9%. Ja, Lester, kan jy net vir ons vir hulle net so 'n herinnering gee aan die formule? Okay, Lorraine, wil jy gou net hê ek moet vir hulle die formule want dit sal neerskryf? miskien maklik maak vir hulle om die
die som dan te kan doen. Okay, leerders, kom ons kyk gou na hierdie formule. Julle sal natuurlik weet, ons praat van saamgestelde rente. S is ons totale bedrag wat bereken gaan word, hoofsom plus die rente. P sal julle onthou is die hoofsom. Dan die 1 plus die rentekoers. En dan N is tot die mag, hoeveel omskakelingsperiodes daar sal wees. Natuurlik weet ons met saamgestelde rente, afhangend van die aantal kere wat die omskakeling plaasvind. As daar die omskakeling slegs 1 keer 'n jaar is, so rente is elke 12 maande, Korrek. dan bly hierdie formule dieselfde. So al wat jy moet doen is, jy moet net vervang. Maar as die omskakelingsperiodes halfjaarliks is, Lorraine, dit beteken rente word bereken elke halfjaar. 6 maande. 6 maande. So, hoeveel 6 maande is daar in 'n jaar? 2 Die antwoord is 2. So wat julle nou sal moet doen is, nou moet julle 2 verdeel deur die rentekoers om die omskakelingsrente vir daardie periode te bepaal. Korrek. So, die rentekoers deel julle, maar die periodes moet julle nou maal met 2. En dan kan julle julle berekening doen. So kom ons kyk gou. In die eerste geval, sê ons hierso, die periodekoers sal wat wees? Dis R gedeel deur N. Hoeveel is R? Nou onthou ons het gesê ons skryf R as 'n desimale breek. Ons skryf dit as 'n desimale breek. Ons deel hom deur 100. So as 'n desimale breek sal 9%, Lorraine, miskien moet ek gou net dit afhaal. Okay. 9% as 'n desimale breek sal wees 0,09. En wys sommer vir hulle hoeveel sal 20% wees? Lorraine? As dit 'n dubbel persentasie is. Ja, al wat ons doen is ons deel dit met 100. So wat sal ons kry? 0,2. 0,2. So leerders, kom ons kyk gou. Lorraine, ek dink ons moet vir hulle die antwoord hier gee. Die periodekoers sal wees R gedeel deur N. So wat sal dit wees? R is 9. As 'n desimale breek is dit 0,09 en ons moet dit deel deur 1. Want daar's net een omskakelingsperiode. So dit sal wees 0,09. Korrek. Die aantal periodes. Onthou, ons sê ons moet die aantal periodes vermenigvuldig met die omskakelingsperiodes. Ons het gesê daar's net een omskakelingsperiode. So dit sal 5 bly. So dit gaan 5 maal met 1 wees. 5 maal 1. Die bedrag, hier sal ons formule moet inskryf. Korrek, ja. Okay, nou kom ons kyk gou net hoe ons het dit gedoen. Ons sê, daar is jou 0,09 deel die 1, hy bly dieselfde. Jou periodes is 5 maal 1. Korrek. Die bedrag is P, wat die 1000 is. Wat 1000 is, maar vermenigvuldig. Okay, dan is nie noodwendig, dis nie nodig om hom te skryf nie, maar ek sien hulle het hom geskrywe dan. So hierdie beteken net vermenigvuldig. Op met die hakies 1 plus 0,09, dit bly dieselfde, want daar is net een omskakelingsperiode, en dan die tydperk bly 5 jaar, want daar is net een omskakelingsperiode vir 5 jaar. So leerders, as ons dit nou op die sakrekenaar moet gebruik, hoe gaan ons daardie antwoorde kry? Heel eenvoudig, jy sit in jou 1000, jy vermenigvuldig dit met daardie rentekoers, wat 1,09 is. Korrek. Jy gaan na hierdie funksie, ek wonder of jy dit op jou skerm kan kry, daardie, dis y tot die x mag, jy druk, die sakrekenaar. ja, hoe sê? Ja. Jy druk hom, hoeveel omskakelingsperiodes is daar? Dis vir 5 jaar, en ons sê, dis gelyk aan, en die antwoord is, julle kan sien, 1538.62, 1538.62. Ons gaan julle weer wys hoe om daardie berekening te doen. Wat is die getal rente? Die getal rente sal natuurlik wees die hoofsom
minus die bedrag wat bereken is. So, die bedrag wat bereken is 1538 minus die hoofsom van 1000 en dit gee vir jou 538.62. Lester, kom ons doen nog so een. Ek dink leer sulke gewoonlik met die kwartaallikse een. Okay. Want semifinaal is halfjaarliks. Kom ons werk gou net die kwartaallikse enetjie uit. Ja, leerders, Nee? kom ons kyk gou na die kwartaallikse een. Hulle sê daar, dis nou nommer 3. Nou eerstens, hoeveel omskakelingsperiodes is vir die kwartaallikse rente wat bereken word? Hy moet nou eers bepaal hoeveel kwartale is in 'n jaar. Hoeveel kwartale? En Lorraine, hoeveel is dit? As ek reg as ek sê daar's 4 kwartale in 'n jaar. Dis korrek, daar's Reg? 4. En hulle sê die koers is 8% per jaar Korrek? en dan die tyd is 3 jaar. 3 jaar. So, wat sal die periode wees? Die periode sal natuurlik wees 0,08 Deel gedeel deur 4 4. en dit sal wees 0,02. Korrek. Die tydperk wat ons onderdeel moet ons bo maal. Daar sê. So die tydperk was 3 jaar. Hoeveel kwartale is daar? 4. So dit gaan wees 3 maal 4. En dan sit ons dit in die formule. Dan lyk dit so. 500 maal 1 plus 0,08 deel deur 4 tot die 3 maal 4 die 12de mag. Ja, so hy gaan die AX druk. So kom ons kyk gou weer na daardie antwoord. So dis 500 nadat jy jou substitusie gedoen het, 500, dan sê ons maal met 1.02, Korrek. dan uit tot die x mag, daardie een druk ons, en dan sê ons n was 12, Dis korrek. 12, en ons kry die antwoord 634. Is dit 634? Is reg. 100% Maar reg. onthou wat ons soek, ons wil weet hoeveel rente dit is. Okay, dan So, moet ons wat doen ons nou? natuurlik die 500 aftrek van daardie bedrag, nie? Korrek. So die rente is 134.12. Lorraine, ek kan dit nie glo nie dat die tyd al reeds verstrek is nie. Ja. Ons het so baie gedoen. Ek is bly ons kon daardie afdeling A vragies Lekker met die deurwerk. leerders lekker deurwerk. Ek dink as ons weer volgende week begin, dan moet ons dalk bietjie meer afdeling B vragies en beslis meer Afdeling. opstelle So deurgaan ek met die dink- leerders. So die leerders kan uitsien na 'n sessie volgende week waar ons lekker met afdeling B met julle gaan werk en ook die groot Achilleshiel van die matrikulante. Dit is die afdeling C, die opstelle. Waar ons hoop nadat ons klaar is, sal dit beter gaan. Ja, nee Lorraine, ons moet 'n vreeslike groot dankie sê aan die leerders. Die respons was ongelooflik. So, Ek het probeer telling hou van wie die vinnigste en die maklikste en die gouste gereageer. Maar dit was so moeilik want die SMS het so vinnig ingekom. Daar het 'n Morster sê ons het die program baie geniet. Hulle sê baie dankie. Ek dink ons het dit meer geniet as hulle. ja, nee. Want wat baie blymoedigend was die korrekte antwoorde wat ons Ja. gekry het. En daardie leerders wat dalk nie die korrekte antwoorde gegee het nie, het dan ook geleer uit hierdie proses. Ons wil vir julle baie dankie sê. Lorraine, vreeslike dankie dat jy ook aangesluit het hier vandag. Ons sien uit weer om volgende week vir jou weer hier te hê en dan ook vir ons leerders bietjie te touwys te maak. Ja, die leerders. finale tree na die eindpad toe. Ja, 20 November is vinnig besig om nader te kom en ek het dit baie geniet vandag. So ek sien ook uit om volgende week weer 'n bietjie met julle te praat. My geliefkoeste is natuurlik die opstelle. So ek sien uit om daarmee met julle bietjie te werk. Lorraine, ons sien ook daarna uit om te hoor wat jy wil sê oor die opstelle. Yes. Maar dan wil ek ook nou baie dankie sê vir almal wat ingeskakel is, vir al die leerders en ook hulle onderwysers. Dankie vir die tyd en die opoffering. Ek is seker julle gaan die vrugte pluk van al julle opofferinge wat julle maak. Geniet die res van die dag en totsiens. Tot Baie ziens dankie. leerders. Bye bye.